Goeiemôre, ek hoop het gaan goed met jou vanoggend. Baie welkom hier by die erediens van die Gereformeerde Kerk Kaapstad. Ons is vanoggend saam omdat ons dieselfde geloof met mekaar deel, omdat ons een groot geestelike huisgesin vorm en op hierdie virtuele manier is ons vanoggend saam. My gebed is dat die Here jou gaan seën, ons almal gaan seën, dat ons gebou gaan word, gevorm gaan word deur dit wat die Here vanoggend vir ons gaan sê, en dat God se naam al die eer mag kry. Ons gaan juist vanoggend kyk na die hele ding van selfbeheersing, en mag dit 'n praktiese effek op ons elkeen se lewe hê. Kom ons vra dat die Here ons gaan seën. Here, ons is saam omdat ons U liefhet. Ons het 'n begeerte om U stem te hoor. Ons wil U naam verheerlik. Ons wil met mekaar hande vat. Ons eenheid in Jesus beoefen. En ons bid dat U ons elkeen sal seën en dat U ons deur U Heilige Gees ontvanklik sal maak vir U woord. Open ons geestesoë sodat ons U kan raak sien en net U teenwoordigheid kan beleef. Ons vra dit alles alleen in Jesus naam. Amen. Psalm 16 is nog altyd 'n baie besondere psalm. En daar is 'n pragtige beruiming van Psalm 16 wat nou gesing gaan word deur die Potchefstroomse Universiteitskoor. Kom ons sing dit saam en ons loof die Here met die woorde van hierdie psalm.
Ons is saam omdat ons gemeenskaplike geloof het. Ons glo in dieselfde God. En ons gaan nou sê in wie ons glo. En ons doen dit in die woorde van die NGB, dis die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, 'n pragtige belydenis. En daarna gaan ons hierdieselfde woorde sing ook. So, kom ons sê nou in wie ons glo. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome, wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Die mooi van hierdie gemeente is dat die gemeente help skryf aan die gebed wat ons nou gaan doen. Gebedsversoeke. Ek hoop jy het jou gebedsversoek indien jy enige het ingestuur. Dit lyk my nie, daar is vandag gebedsversoeke as ek so na die skerm hier voor my kyk nie. Nietemin, daar is so baie waarvoor ons vir die Here kan dankie sê. Kom bid nou saam met my. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. En daarom kom ons met groot vrymoedigheid, want ons weet, in die naam van Jesus is ons skoongewas van ons sondes. Ons is onskuldig verklaar, ons het 'n nuwe status van vrygespreekte mense. En daarom kan ons met vrymoedigheid voor U aangesig kom staan, U die almagtige God. Vader, ons dankie vir U groot liefde, die liefde wat U in Jesus Christus bewys het, toe U die duurste prys denkbaar betaal het, uit liefde vir ons. Ons dankie dat ons tot vandag toe nog U liefde dag na dag kan ervaar, die afgelope week, dat dit goed gegaan het met ons, dat U ons versorg, U bewaar ons veilig, U hou ons gesond, U bewaar ons in geloof, U bewaar ons in liefde,
Ons beleef dit in ons eie lewens, en ons loof en prys U naam daarvoor. Dankie Vader, dat U so deel is van ons elkeen se lewe, dag na dag. Dankie Here Jesus, dat U ons by die hand neem, en dat U ons lei. U is ons enigste troos. U maak ons gemoedstemming positief, want U gee vir ons 'n nuwe lewe. En ons weet ook dat in hierdie nuwe lewe stap ons nie alleen nie, maar U stap voor, en ons stap in U voetspore, en dan volg ons U. En wat 'n voorreg om so na U toe te kan groei, en al meer en meer U beeld, Here Jesus, in hierdie wêreld te kan demonstreer, en te kan vertoon. Ons dank U, o Heilige Gees, dat U vir ons 'n krag gee en vermoëns gee wat ons nie uit onsself het nie. Veral as dit gaan oor selfbeheersing. Ons het dit nie altyd uit onsself nie. Maar U is 'n gees van selfbeheersing, en U gee dit aan ons. En U gee vir ons net hierdie vermoë om onsself af te skans van skadelike begeertes waardeur ons onsself kan vernietig. Dankie dat ons U teenwoordigheid, U inwoning in ons eie lewens so duidelik kan beleef dag na dag. Ons gebed is, Here, dat U die Gereformeerde Kerk Kaapstad ryklik sal seën, dat ons werklik U kerk sal wees, want dit is nie ons kerk nie, dis U kerk. U is die hoof van hierdie kerk. U bepaal die doen en late van hierdie gemeente, nie ons nie. Maak ons almal gehoorsaam aan U heerskappy, sodat ook hierdie gemeente werklik 'n gestalte van U koninkryk sal wees, en nie maar net 'n klip waar menslike voorkeure die deurslag gee nie. Ons bid, Vader, dat hierdie gemeente van ons, waarvan U die hoof is, dat ons 'n lig sal wees in 'n donker wêreld, en dat ons onbeskaamd U genade en U liefde sal verkondig, en dat ons U styl, Here Jesus, sal demonstreer in hierdie wêreld. Dat mense van buite af so iets van U beeld in ons sal raak sien. Ons bid, Here, dat U by almal sal wees wat nou ingeskakel is, elkeen wat teneergedruk is, wat in 'n put afgesak het, wat nie hoop het nie. Almal wat benoud is en bekommerd is en beangst is oor dit wat voor lê. Maak ons positief, Here. Sit U hand onder ons en lig ons op. Hou vas ons in U sterke arms, sodat ons net kan weet, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, in U hande is ons veilig. En dit maak ons so positief. Ons bid, Vader, vir almal wat fisies siek is, ons bid vir beterskap, ons bid vir volkome herstel. U ken elkeen wat dit nodig het. Ons bid ook vir elkeen wat bekommerd is vanweë finansiële probleme. Here, maak ons tevrede met wat ons het, en versorg ons met dit wat ons nodig het, want U het beloof dat U ons beter sal versorg as die lelies van die veld. Ons bid vir almal wat in onvrede leef, in liefdeloosheid. Ons bid vir almal by wie daar struweling is. En ons bid, Here, dat U liefde net sal oorwin. Ons bid vir elkeen wat sit met 'n innerlike stryd en konflik in die binneste. Ons bid vir elkeen wat ongeërgd is, wat op 'n pad loop wat dalk op 'n afgrond gaan eindig, maar wat onbekommerd is daaroor. Ons bid vir elkeen wat twyfel in die hart het. Ons bid, Here, dat U net vir ons daai vastigheid sal gee. Vader, U weet wat ons elkeen nodig het, en ons bid dat U dit aan ons sal gee. Ons bid vir Suid-Afrika, bovenal vir U koninkryk in Suid-Afrika. En al is daar dinge in die land wat vir ons tot kommer stem, wat dui op sterke agteruitgang, weet ons, U koninkryk is besig om te groei en toe te neem. Nie net in getalle nie, maar ook in karakter. En daarvoor loof en prys ons U naam. Here, baie dankie dat ons Suid-Afrika in U hand kan plaas, en ons bid dat U
die regering sal seën en sal lei, dat hy aan hulle die insig en wysheid sal gee, etiese leierskap, die regte morele waardes, die regte motiewe. Vader, ons vertrou U daarvoor, dat U hierdie land van ons nie sal vergeet nie, maar dat U steeds met ons sal besig bly. Ons bid, Here, dat U sal sorg, en veral mense wat elke aand maar honger gaan slaap, dag na dag, met groot genade weet ons, U sal sorg en versorg. En maak ons harte oop, en maak ons hande oop om ook die nood raak te sien en te help waar dit moontlik is. Vader, ons bid vir U koninkryk wêreldwyd. Ons gebed is dat U ons as burgers van U koninkryk sterk sal maak om die aanslag van die vyande teen te staan. Ons bid dat U ons fokus deurentyd op Jesus Christus sal hou, want Hy is ons leidsman, volëinder van die geloof. Vader, maak ons geloof ook sterk, verdryf enige twyfel, lê in ons harte opnuut weer daai passie, daai opgewondenheid om uit te gaan vir U te lewe. Laat daar momentum wees in ons geestelike groei en laat ons net ons vreugde vind in U naam en om kinders van U te wees. Dankie dat ons dit alles kan vra, alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Jy het seker ook al te doen gehad met iemand wat op een of ander stadium in sy of haar lewe net selfbeheersing verloor het, toegegee het aan een of ander bose verleiding en so 'n onbesonde daad gepleeg het, al is dit net een keer gewees, en daardeur 'n knak in sy of haar lewe veroorsaak het, wat vir die res van hulle lewe by hulle gebly het. Of dit gebeur dat iemand selfbeheersing verloor het, iets gedoen het wat hulle vir jare probeer geheim hou het, probeer wegsteek, en vir jare met hierdie leuen leef en voorgee asof alles in die verlede nou maar net reg is, totdat dit naand onhoudbaar geword het, en so 'n persoon dan net wegsak onder die jarelange stres en net kan sê, ek kan dit nie meer hanteer nie. Selfbeheersing is iets wat ons vrywaar van aanvalle van buite, van begeertes in jou eie hart. Selfbeheersing help 'n mens om nugter te dink, om nie toe te gee aan invloede waardeur jy vernietig kan word op die ou end nie. Selfbeheersing is 'n ding in ons elkeen se lewe wat baie belangrik is. En dit is waarna ons vanoggend gaan kyk. En dis deel van die reeks waarin ons kyk na op hierdie stadium, wie is ons? Wat se soort mense is ons? Ons wat in Jesus glo. Wat is ons identiteit? En vandag, ons is mense met selfbeheersing. Ek het die tema so geformuleer, wat is die ding met selfbeheersing? En nou kan mens verskeie antwoorde daarop gee. Die ding met selfbeheersing is dat ons dit nie altyd het nie. Die ding met selfbeheersing is dat 'n mens dit nie uit jouself kry nie. Jy moet dit van buite af kry. Die ding met selfbeheersing is dat dit jou veilig hou, soos 'n skans. So, kom ons kyk vandag na 'n hele klompie skrifgedeeltes, en ons gaan spesifiek kyk na perspektiewe wat die Bybel ons gee oor selfbeheersing. Ek wil begin met die Romeinse regeringsamptenaar, die Romeinse gouverneur wat daar in Jerusalem opgetree het. En sy naam was Felix.
Sy vrou was Drusilla. En hierdie gouverneur Felix het nogal baie belang gestel in wat dit beteken om in Jesus Christus te glo. Nou, ons lees dit in Handelinge 24, vers 24 en 25. Kom ons kyk gou daarna. Daar staan, na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dit is nou genoeg, gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Goed, nou, dankie Simon, vat hom maar weg. Nou is dit interessant, Felix vra vir Paulus, wat behels hierdie geloof aan Christus? Nou as mens geleentheid het om aan 'n invloedryke Romeinse regeringsamptenaar te sê, wat behels geloof in Jesus Christus, dan gaan mens seker maak dat jy die kardinale, die hoofsake aan hom noem. En daai hoofsake word nou hier in Handelinge 24 genoem, en dan word daar 3 sake genoem. Die eerste een is geregtigheid, dis wat letterlik daar staan, geregtigheid. En die tweede een is selfbeheersing. En die derde een is die oordeel, die komende oordeel. Die feit dat selfbeheersing genoem word, sê vir ons, dit is 'n kardinale deel van Christen wees. Dit onderskei ons van nie-Christene, van baie ander godsdienste. Dit is 'n essensiële deel van Christen wees, van die karakter van 'n Christen. Hy het selfbeheersing, in onderskeid van so baie ander mense by wie hierdie selfe selfbeheersing ontbreek. Maar nou, die ding van selfbeheersing is dat ons het dit nie altyd uit onsself nie. Ek kyk nou mooi na hierdie 3 sake waaroor Paulus gesels. Geregtigheid, selfbeheersing en die komende oordeel. Paulus is besig met die eerste deel van die katekismus. Goed, ek weet die katekismus het op daai stadium nog nie bestaan nie, maar dit gaan oor dieselfde saak. U ken die eerste deel van die katekismus. Dit gaan oor die vraag, hoe groot is jou sonde en jou ellende? En dan staan daar, soos jy sal jy waarskynlik onthou uit jou katekisasie daar staan dat die geregtigheid van God eis, dat ons moet betaal vir ons sondes, maar ons kan nie betaal nie, ons maak ons skuld net elke dag nog meer en meer, en dit loop uit op die ewige dood. Wanneer ons in die oordeel kom, dan gaan ons weerloos daar staan. So, dit laat ons in 'n penarie. Ons stuur af op 'n ewige verdoemenis, en onsself kan daar net mooi niks aan doen nie. Ek is onbekwam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. So stel die katekismus dit, toch al in bietjie skerp taal. Ek weet nie of die Bybel dit heeltemal so skerp stel nie, miskien tog. En binne hierdie tema staan daar dan selfbeheersing. En die implikasie is, soos wat ons nie kan betaal nie, net so het ons ook nie uit onsself daai selfbeheersing. Selfbeheersing is iets wat jy nie deur eie inspanning en jou eie vermoë kan kry. Dis opmerklik dat daar staan dat 'n gebrek aan selfbeheersing stuur af op die dood. En dit moet ons baie goed besef. Die ding met selfbeheersing is dat dit vrywaar ons van die ewige dood. En nou wil ek hê ons moet bietjie kyk na 'n gedeelte uit Jakobus 1, waar hierdie saak vir my baie treffend beskryf word. Kom ons kyk na Jakobus 1 vers 13 tot 15. Daar staan, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde
ryp geword het, loop het uit op die dood. Nou, ek weet nie of jy die beeld hier baie goed raak sien nie. Hierdie is 'n treffende beeld. Dit gaan oor, en dan staan daar 'n embryo. En hierdie embryo groei en word groter en word sterker totdat daar geboorte plaasvind. En wat word gebore? Nie 'n pragtige babietjie waaroor almal opgewonde is nie, maar wanneer dit bevrug geraak het, dan word daar sonde gebore. En hierdie sonde groei, dit word groot en dit loop uit op die dood. Hoe tragies, hoe hartverskeurend tragies. En in hierdie hele proses speel selfbeheersing 'n kardinale rol. Want alles het begin by bevrugting van jou begeertes, omdat jy nie selfbeheersing gehad het nie. Kan jy sien, selfbeheersing is 'n vermoë, dis 'n instrument om hierdie ewige dood af te weer. Selfbeheersing is dus 'n ernstige saak. Dis 'n dringende saak wat ons elkeen nodig het. Mens moet die belangrikheid van selfbeheersing nooit onderskat nie. Maar kom ons gaan verder. Ons het nie selfbeheersing uit ons binneste nie. Ons moet dit kry van die Here af. Maar tog beteken dit nie dat ek nou maar 'n marionet word en dat die Heilige Gees my soos 'n marionetmeester nou beheer en van self outomaties aan my selfbeheersing gee sodat ek niks hoef te doen nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ek het tog 'n verantwoordelikheid in die verband om my selfbeheersing te beoefen. Luister 'n bietjie hoe treffend word dit gestel in Spreuke 1 vers 8 tot 19. Kom ons lees nou daai gedeelte. My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer verontagsaam nie. Dit sal jou lewe versier soos 'n kraans jou kop en 'n kettingkie jou hals. As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. En hierdie is die belangrike woorde. Moenie toegee nie. Hulle sal vir jou sê, kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom. Ons oorval sommer iemand, al het hy ons niks gedoen nie. My seun, kom ons laat mense verdwyn, so sê hulle, soos die dood dit doen. Ons maak gesonde mense dood. Ons vat al wat waardevol is en ons maak huise vol met wat ons roof. Jy kan deel in die buit. Dit sal ons almal sin wees. Moenie met hulle saamgaan nie, my seun. Bly van hulle pad af. Hulle is daarop uit om kwaad te doen. Hulle wil gaan moord pleeg. 'n Voël wat 'n net sien wat vir hom gespan is, vlieg nie daarin vas nie. Maar hierdie mense span vir hulle self 'n net. Hulle gaan hulle ondergang met oop oë tegemoet. So gaan dit met elkeen wat vat, wat hom nie toekom nie. Rowery kos hom sy lewe. Hier word 'n baie sterk appel gemaak op 'n mens se sin vir verantwoordelikheid. Hier kom 'n klomp vriende en hulle probeer
'n jong man, ek neem aan is 'n jong man, hulle probeer hom verlei, om saam met hulle te gaan moord pleeg, om besittings te steel van 'n onskuldige man, en dan probeer hulle hom inlok deur vir hom te sê, jy kan deel aan die buit, jy kan ook 'n groot deel daarvan kry. Jy sien, hulle speel op sy begeertes na meer en meer besittings. Maar dan kom die ernstige waarskuwing, moenie toegee nie. Moenie met hulle saamgaan nie. Weet jy, hierdie is 'n treffende beeld, ek wil dit vir u so verduidelik. Dink aan 'n sterk magneet, en hier het ek 'n stukkie metaal, wat ek vashou, en hierdie magneet trek hierdie stukkie metaal aan, maar ek hou vas die stukkie metaal, sodat hy nie kan nader kom aan die magneet nie. Nou, om toe te gee, beteken om maar net te laat los, dis al. Om net jou vingers te ontspan, en dan trek die magneet die stukkie metaal aan. Dit vra geen inspanning nie. Dit is so maklik. Jy ontspan net vir 'n oomblik. Jy laat net gaan, en daar word jy ingetrek. Selfbeheersing beteken om vas te hou, om nie te laat gaan nie. Jy doen dit omdat jy weet wat is die konsekwensie van laat maar los. Dit voer jou weg in 'n lewe van bevrugting, geboorte waar sonde voortgebring het, sonde wat groei, wat uitloop op die dood. Spreuke 1 sê presies dieselfde. 'n Voël wat sien daar's 'n net wat vir hom gespan is. Hy gaan nie oop oë in daai net vasvlieg nie, hy weet dit gaan sy einde beteken. Maar wanneer iemand ontspan en net los en laat maar gaan, is dit soos iemand wat siender oë in die gevaar inloop, terwyl hy weet wat hy besig is om te doen. Hy weet waarheen dit hom lei, en nogtans gaan hy. Moenie so blind wees, dat jy die konsekwensie van jou dade nie raak sien nie. Maar goed, kom ons gaan aan, kom ons kyk bietjie, hoe werk selfbeheersing, en wat is die dinge wat sentraal staan, wanneer 'n mens nie selfbeheersing het nie, en wanneer jy dood eenvoudig toegee. Ek wil ons moet weer kyk na hierdie gedeelte uit Jakobus 1, wat ons net nou gelees het. Ek wil iets anders beklemtoon hier. Kom ons kyk weer. Daar staan, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Die woordjie eie begeertes staan sentraal hier. Ons het gaan oor die vraag, wat is die ding met selfbeheersing? Die ding met selfbeheersing is dat dit baie sterk gekoppel is aan die rol wat jou eie begeertes speel. Eie begeertes is die sneller wat jou selfbeheersing gaan toets. Eie begeertes is die magneet, dit bevat 'n magnetisme, dit bevat 'n trekkrag, dit bevat 'n suigkrag, wat jou wil insuig in 'n onbesonde daad in. Eie begeertes is die speelbal. En jy word verlei, en hierdie is nou die interessante, jy word verlei, nie noodwendig deur iets van buite af nie, iets buite jouself nie, die versoekinge, die verleidinge daar in die wêreld nie. Jy word verlei deur iets binne in jouself. Hier, baie naby aan jou hart, hier binne in jouself,
jou eie begeertes, dis waar jy verlei word. En jou selfbeheersing moet 'n skans vorm, nie tussen jou en die wêreld nie, nie altyd nie, nie noodwendig nie, maar jou selfbeheersing vorm 'n skans tussen jou en jou eie begeertes hier in jou hart. Kom ons gesels 'n bietjie verder daaroor, en nou wil ek lees uit Galasiërs 5, van vers 16 tot 26, wat gaan oor hierdie selfde saak. Paulus sê, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Dis 'n skoonheid asem as jy hierdie lang lys dinge lees. Maar dan gaan Paulus aan en hy sê, ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Hier kom dieselfde ding na vore. Kan jy sien waarop loop dit uit? Dit loop uit op 'n lewe sonder die koninkryk. Maar nou kom die goeie nuus. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Hierdie gedeelte is baie belangrik. Dit gee vir ons die ontknoping in hierdie hele lys van vrae wat ons het oor wat is die ding met selfbeheersing. Paulus begin hier met 'n opdrag. En die opdrag is, hy sê, wat ek bedoel is, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word. Letterlik staan daar doodeenvoudig, wandel deur die Gees. Ek sê vir julle, wandel deur die Gees. Nou, om te wandel, jou lewenswandel, is jou alledaagse manier van lewe. Met ander woorde, om die Gees te ontvang, is nie net iets wat in jou kop vassteek, wat by 'n mooi gesindheid eindig nie, maar dit is iets wat deurgaan tot in die praktyk van jou alledaagse lewe. Belangrike dinge, maar ook onbelangrike dinge waarmee jy elke dag besig is. Kyk, om die Gees te ontvang, is iets wat gebeur wanneer jy die evangelie glo. Gaan kyk maar na Galasiërs 3, vers 2 en vers 5, daar staan dit baie duidelik. Jy glo in die evangelie, jy ontvang die Heilige Gees. Maar nou eindig dit nie daar nie, dit moet nou nog 'n bietjie verder gaan. Dit moet verder in praktyk konkreet word in elkeen se lewe. En dit gebeur wanneer jy wandel deur die Gees. En om te wandel deur die Gees beteken eintlik niks anders nie as om toe te laat dat die Gees jou lewe beheer. Met ander woorde, jy stel jouself gewilliglik en met vreugde en met opgewondenheid onder die beheersing van die Heilige Gees. Kom ek verduidelik dit so. In elke mens is daar 'n troon. En op die troon sit daar iets of iemand wat jou lewe beheer. Nou,
op daai troon kan daar 'n paar dinge sit. Jy kan self daar sit. Jy as 'n ou mens, as 'n natuurlike mens met al sy begeertes. En wat dan in effek gebeur, is dat jy jou begeertes daar op die troon sit, en wat gebeur? Jou begeertes neem beheer van jou hele lewe, en jy word 'n slaaf van jou begeertes. Jy is met kettinge gebind deur jou sondige begeertes. Jy dink jy's vry, jy doen net wat jy wil, maar in werklikheid kan jy niks anders doen as wat jou begeertes vir jou sê om te doen nie. Weet jy, dis die probleem met baie jong mense. Na matriek sê hulle, wel, ek wil nie nou alweer by 'n kerk aansluit nie, ek wil eers bietjie vry wees, ek wil eers my lewe geniet, ek wil eers bietjie doen wat ek graag wil doen. En daai arme jong man of vrou dink hulle is vry. Hulle dink hulle kan doen net wat hulle wil. In werklikheid doen hulle presies net dit wat hulle begeertes vir hulle sê om te doen, en niks anders nie. Jy is met kettinge gebind, soos 'n slaaf, wat niks anders kan doen as wat sy baas vir hom sê om te doen nie. En jou baas in hierdie geval is jou eie begeertes. En wat gebeur is dat jy gee toe aan jou begeertes, want jy het nie selfbeheersing. Daai vashou om te sê ek gaan nie toegee nie, is nie daar nie. Jy ontspan, jy laat los, jy laat gaan, en jou begeertes neem oor. En onthou, jou begeertes lei jou op 'n lewe wat op vernietiging gaan uitloop. Dit kan nie anders nie. Maar nou sê Paulus hier, hy sê, laat jou lewe deur die Gees van God beheer word. Met ander woorde, jou praktiese, konkrete lewe staan onder die gesag van die Gees. Jou lewenswandel, dit beteken jou gewoontes, jou gedragspatrone, jou lewenstyl, al daai dinge waarin jy oor jare gewoond geraak het. Jy het immers jou eie manier van dinge doen. Elke mens het sy eie styl, waarvolgens hy dinge doen in sy lewe. Nou, al hierdie dinge moet deur die Gees beheer word. Plaas dit onder die gesag van die Heilige Gees en vra die Gees om kontrole te neem. Nie meer jou begeertes nie, maar die Gees van God. En die oomblik as hierdie troon in jou lewe beset word deur die Gees van God, nie meer deur jou begeertes nie, dan kom daar selfbeheersing. Want ons God is 'n God van selfbeheersing. Kom ek vertel jou van Timoteus, die jonge Timoteus, wat in die grote Paulus se voetspore moet oorneem. En Timoteus moet nou die nuwe dominee word van die gemeente van Efese. Amper sê ek die gereformeerde kerk Efese. Maar hoe dit ook al sy. En Timoteus is bang, hy's onseker van homself, 'n mens kan jou dit indink, en daarby is hy blykbaar 'n tengerige figuur, wat dikwels siek geword het, dalk aan spanning gelei het en al sulke dinge. En nou kom Paulus en hy sê in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, onthou, die Gees wat jou ontvang het, is nie 'n gees wat jou lafhartig maak nie, maar dit is 'n gees van 3 dinge, krag, liefde en selfbeheersing. Dit is die attribute van die Heilige Gees. Dit is 'n gees van krag, van liefde, van selfbeheersing. Die vrug van die Gees, wat ons so pas gelees het uit die Galasiërs 5, bevat 'n hele lysie pragtige motiewe, wat 'n mens se lewe net versier en dit 'n mooi lewe maak. Nie versuur nie, maar versier, wat dit pragtig maak, en wat maak dat jy met geluk en vreugde 'n positiewe lewe kan leef. En die laaste van al hierdie
vrug van die Gees is selfbeheersing. Waar die Gees beheer neem, daar word mense verander en hulle word mense van selfbeheersing. Mense met selfbeheersing. En die oomblik as jy hierdie selfbeheersing het, dan word dit 'n skans wat jou afskerm van jou eie sondige begeertes. Al die verleidinge van die wêreld, die impulse wat op jou afspeel, die invloede wat jou probeer onder hulle mag kry, dit alles is die sneller meganismes wat gemik is op jou eie sondige begeertes. Al hierdie goeders, al hierdie goeders in die wêreld wil jou eie sondige begeertes aktiveer en aan die gang kry en beheer gee oor jou lewe. Maar wanneer jy selfbeheersing het, dan kan hierdie sondige begeertes in jou binneste niks aan jou doen nie. Want jou selfbeheersing maak jou oë oop. En dis presies wat die Heilige Gees doen. Verhelder jou geestesoë, sodat jy nie soos 'n voël siender oë in 'n net invlieg wat sy dood beteken nie. Maar om te weet hoe gevaarlik is hierdie dinge waarmee jy besig is. Maar weet jy wat is die mees besondere van wanneer jy die Heilige Gees ontvang en wanneer die Heilige Gees die beheersentrum van jou lewe beset? Die Heilige Gees sê nie maar net vir jou wat is reg en wat is verkeerd nie. Maar die Heilige Gees is ook 'n gees van krag. Onthou wat Paulus vir Timoteus gesê het, krag, liefde, selfbeheersing. Of dink maar net aan wat Jesus self gesê het die aand voor sy hemelvaart. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Heilige Gees is 'n gees van krag. Dit gee aan ons daai vermoë, daai energie, daai dinamika om dinge te doen wat ons nie uit onsself kon doen nie. Die Heilige Gees maak dinge moontlik wat bloot uit onsself nie moontlik sou gewees het nie. Ek wil vir 'n ander voorbeeld noem, en dis die gemeente van Thessalonika, wat 'n aangrypende gemeente was. Hoekom? Jy weet, Paulus was maar net vir 3 weke in Thessalonika, toe moes hy vlug na Berea en verder na Korinthe toe, omdat hy vervolg was. En in daai 3 weke se tyd het hy die evangelie verkondig aan die gelowige mense in Thessalonika. En daar het 'n gemeente ontstaan wat 'n krag geword het in daai gebied. En hulle was 'n voorbeeld wat die koninkryk, nuwe grondgebied vir die koninkryk verower het, na net 3 weke se toerusting. En wat is die geheim? Hoekom? Dit staan in 1 Thessalonisense 1 en 2. Gaan lees dit gerus maar 'n bietjie. Daar staan, hulle die woord van God aanvaar, wat gekom het deur die krag van die Gees. Jy sien, dis wat die Gees doen. Hy gee nie maar net vir jou die woord nie, maar hy gee vir jou 'n krag, sodat daai woord konkrete uitwerking het op elkeen wat dit aanvaar. Jy sien, die Heilige Gees maak dat jy nie maar net iets ontvang nie, maar dat jy iets word ook. Jy word iets. Jy word 'n mens met krag. Jy word 'n mens met selfbeheersing. En nou lê daar vir jou 'n lewe voor. En jy hoef nie benoud te wees oor die versoekinge en verleidinge wat op die pad vorentoe lê nie, want jy weet, die Heilige Gees is 'n gees van selfbeheersing. En die selfbeheersing van die Gees word ook jou selfbeheersing, en jy skrik nie vir al daai dinge nie. Maar tog is jy baie versigtig daarvoor. En jy weet hoe belangrik dit is, dat jy sal moet vashou, en nie maar net laat gaan nie. Maar selfbeheersing maak hierdie vingers van jou sterk,
sodat jy kan hou, sonder om te laat skiet en te laat gaan. Selfbeheersing vrywaar jou van 'n ewige vernietiging, maar selfbeheersing verseker ook vir jou 'n kwaliteit lewe. 'n Lewe waar die Gees in beheer is van jou lewe. En dit is die groot appel, en met hierdie woorde sluit ek af. Dit is die groot appel wat die Bybel op ons maak. Laat die Gees julle lewens beheer. Dan kry jy 'n nuwe karaktertrek by. Iets wat jou opgewonde maak. Naamlik, jy is 'n mens met selfbeheersing. Geliefde gemeente van Kaapstad, die Here seën julle met die krag van die Heilige Gees. Die Here seën julle met krag en liefde en selfbeheersing. Die Here gee aan julle sy vrede. Amen. En ons sing saam met de Preeskols 'n lied met die woorde: Vader, ek lê my hele lewe voor U neer. Dis iets van daai, ek gee myself oor aan die Here. Ek gee myself nie oor aan my eie begeertes nie. Daar hou ek vas. Maar as dit kom by die heerskappy van God in my lewe, dan gee ek myself oor. Pragtige lied, sing dit gerus saam. Dit is nou my lewe, my kans. Ons tyd op aarde is min. My verlange lei my tot hier. Dis my keuse in hierdie uur. Dit is nou die pad wat ek kies, om in als die waarheid te vind. Vir 'n oomblik kan ek dit sien, in die hemel waar ons hom dien. Vader God, ek lê my hele lewe voor U neer, en ek wil U naam vereer. Hier ek gee my hele lewe, was my hart weer silwer skoon. Ek het nooit my menswees verloor. Deur genade het ek sy stem gehoor. Dis die keuse wat God my bied. Hy vergewe en maak my nuut. Vader God, ek lê my hele lewe voor U neer, en ek wil U naam vereer, en ek wil U naam vereer. Hy wat weer kom in my hart behoort aan hom, en die hemel wat ek
Vader, ons bid dat U ons sal seën op hierdie dag, op hierdie week. Ons bid dat U net deel van ons lewe sal wees. Dat U beheer sal neem van ons elkeen se lewe. Soos wat ons nou gesing het, wil ons ook in die gebed erken. Ons gee onsself oor aan U. Want by U is ons veilig. Here, neem beheer van ons lewe, ook van ons praktiese lewe, van ons gedagtes. Gebruik ons as instrumente in U hand. Maak van ons vlytige burgers van U koninkryk. Plaas mense op ons